Die opstanding, die hart van Paasnaweek. Van vroeg voor dagbreek kom al die gemeentes van al een saam om opstanding Sondag saam te vier met die woorde, hy het waarlik opgestaan. Wat 'n ervaring om saam met honderde ander gelowiges dieselfde boodskap te verkondig en met vreugde te vier. Ongeag kultuur en taal en agtergrond stem ons saam met die verklaring, hy is Heer. And if Jesus Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. The resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of Christianity. Without the resurrection of Jesus, the cross and the gospel are meaningless. The resurrection was Jesus' promise to the world that he was the Lord of life and the only way to salvation. Had he not been raised from the dead, he would have just been another martyr, another religious guru crucified by the Roman government. So monumentous was this single event in the first century that its effects have been described as one of the oddest turns in history. A message centering on a dead criminal came to be proclaimed as good news. Equally amazing was the extent of the empire-wide transformation following its proclamation. The impetus for this message was the conviction that the same Jesus who was crucified was now alive again. Even these facts are admitted by the most knowledgeable skeptics. Josh McDowell is the author or co-author of some 77 books. He was an agnostic at college when he decided to prepare a paper that would examine the historical evidence of the Christian faith in order to disprove it. However, he converted to Christianity as a result of his study. He is today one of the best-known representatives for the worldwide ministry, Campus Crusade for Christ International. Listen to what Josh McDowell says. After more than 700 hours of studying this subject, I have come to the conclusion that the resurrection of Jesus Christ is either one of the most wicked, vicious, heartless hoaxes ever foisted on the minds of human beings, or it is the most remarkable fact of human history. Dr. E.M. Blaylock, professor of classics at Auckland University of New Zealand, says, I claim to be an historian. My approach to classics is historical, and I tell you that the evidence for the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ is better authenticated than most of the facts of ancient history. Dr. Clark Pinnock, professor emeritus at McMaster University, says, there exists no document from the ancient world witnessed by so excellent a set of textual and historical testimonies. Skepticism regarding the historical credentials of Christianity is based upon an irrational bias. The book of Acts in the New Testament is a chronicle of the truth of the resurrection of Jesus Christ and the effects of that resurrection on the early Roman Empire. Listen to what Dr. A.N. Sherwin-White, a classical Roman historian of Oxford University, who does not claim to be a Christian or a defender of the Christian faith, listen to what he has to say about the book of Acts. From his book entitled Roman Society and Roman Law in the New Testament, Oxford Press, 1963. For the New Testament book of Acts, the confirmation of historicity is overwhelming. Any attempt to reject its basic historicity, even in matters of detail, must now appear absurd. Roman historians have long taken it for granted. He further states in his book that it would usually take more than 2 generations for the legendary elements to so completely displace the historical facts as to make the Gospels useless to critical historians. This is important since the book of Acts was written just 30 years from the actual event it records, far less than 2 generations. The basic facts of the resurrection are these. 3 days after Jesus' death and burial, some women who went to his tomb found the body gone. In subsequent weeks, his disciples claimed that God had raised him from the dead and that Jesus had appeared to them various times before ascending into heaven. From that foundation, Christianity spread throughout the Roman Empire
and has continued to exert great influence down through the centuries upon the entire planet. Because the New Testament provides the primary historical source for information on the resurrection, many critics during the 19th century attacked the reliability of these biblical documents. But by the end of the 19th century, archaeological discoveries had confirmed the accuracy of the New Testament manuscripts. Discoveries of early papyri bridged the gap between the time of Christ and existing manuscripts from a later date. Over 24,000 copies of early New Testament manuscripts are known to be in existence today, written in many different languages of the world. The Jewish historian Josephus, writing for the Roman government in the 70s AD, records many incidental details regarding Christ and the church. Josephus, who was probably alive during the time of Christ, attested to the reality of Jesus' existence and the claims of his resurrection. What this also tells us is that within 40 years of Jesus' death, the knowledge of who he was widespread enough that Josephus the historian could reference him in his historical work and expect his readers to know exactly who he was talking about. Dr. F.F. Bruce, professor at Manchester University, says, "If the New Testament were a collection of secular writings, their authenticity would generally be regarded as beyond all doubt." After the body of Jesus was placed in a solid rock tomb, an extremely large stone was rolled against the entrance of the tomb. Large stones weighing approximately 1 to 2 tons were normally rolled by means of levers against the tomb entrance. A Roman guard of strictly disciplined fighting men was stationed to guard the tomb. This guard affixed on the tomb the Roman seal, which was meant to prevent any attempt at vandalizing the sepulchre. Anyone trying to move the stone from the tomb's entrance would have broken the seal and thus incurred the wrath of Roman law and the Roman emperor. But 3 days later, the tomb was empty. The followers of Jesus said he had risen from the dead. They reported that he appeared to them during a period of 40 days, showing himself to them by many infallible proofs. Paul the Apostle recounted that Jesus appeared to more than 500 of his followers at one time, the majority of whom were still alive and who could confirm what Paul was writing. So many security precautions were taken with the trial and the crucifixion, the burial and the entombment, the sealing and the guarding of Jesus' tomb, that it becomes very difficult for critics to defend their position that Christ did not rise from the dead. But the most telling testimony of all must be the lives of those early Christians. We must ask ourselves, what caused them to go everywhere telling the message of the risen Christ? Had there been any visible benefits to them from their efforts, like prestige or wealth or increased social status or material benefits, we might logically attempt to account for their actions, for their wholehearted and total allegiance to this risen Christ. But as a reward for their efforts, those early Christians were beaten, stoned to death, thrown to the lions, tortured and crucified. Even some of their children were killed before their very eyes. Every conceivable method was used to stop them from talking about this resurrected Jesus. But they laid down their lives as the ultimate proof of their complete confidence in the truth of their message and the risen Lord. Here is a question for you. What difference does it make whether or not you believe that Jesus died on Calvary's cross and then rose again from the grave? From John chapter 20, verse 26 through 28. And after 8 days, again his disciples were inside, and Thomas was with them. And Jesus came, the doors having been shut, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Reach here your finger, and see my hands, and reach here your hand, and put it into my side, and be not unbelieving, but believing." And Thomas answered and said unto him, "My Lord and my God." Thomas was willing to accept the evidence he saw. The question is, how much evidence will it take for you? As Jesus states in the very next verse to Thomas, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those, Thomas, who do not see me and yet believe." In die kerklike jare is hierdie naweek seker die belangrikste tyd waarin die kruisiging en opstanding van Jesus gevier word deur miljoene Christene dwars oor die wêreld. As daar nou een ding is waaroor ons saamstem, is dit oor die gebeure van Paasnaweek.
Thomas moes eers sien voor hy geglo het. Gelukkig is ons wat glo, selfs al het ons nie gesien nie. Eendragtig kan ons stemme byvoeg by die van miljoene ander as ons hardop bely wat ons glo. Paasnaweek word gevier deur miljoene gelowiges dwars vir die wêreld. In ons moderne tyd van internet en globale reise het gelowiges van verskeie kulture en tale en lande en tradisies hierdie naweek op verskillende maniere gevier. In baie lande was dit 'n publieke vakansietyd of 'n lang naweek. In Nieu-Seeland het die mense kerk toe gegaan om die dood en opstanding van Jesus te vier. Winkels het hot cross buns of paasbolletjies en sjokolade paaseiers verkoop. Skattejagte is vir die kinders gereël om te soek na eiers wat weggesteek is in die tuin. Verskeie tradisies word in Australië gevier, waarvan pannekoek Dinsdag die grootste fees is. Dit word gewoonlik gevier op die laaste Dinsdag voor die 40 dae van lydenstyd aanbreek en duisende pannekoeke word dan verorber vir die begin van die vastyd. Hot cross buns word dan gemaak met 'n kruis bo op die bolletjie as teken van die kruisdood van Jesus. Die hot cross buns word gewoonlik op Goeie Vrydag geëet, maar is beskikbaar vir weke lank. In Australië word die haas gesien as 'n pestilensie wat hulle oeste vernietig. Op Paasondag kry kinders dan 'n sjokolade bulbie, wat 'n tipe rot is met ore soos 'n haas. In Frankryk het die mense ook die tradisie om sjokolade eiers vir mekaar te gee. Vir baie is dit 'n dag om die koms van die Europese lente te vier. Die viering met die eiers kondig die einde van die katolieke vastydperk aan, 'n tyd waarin niemand eiers mag geëet het nie. Nou kan hulle weer eiers eet, die vas is verby en sjokolade is in. En blykbaar het Louis die 14de eiers uitgedeel wat met goud versier was. Die eiers word ook deur baie Katolieke gesien as 'n simbool van die opstanding. Die Paasfeesverrigtinge skop af op 'n somber noot op Goeie Vrydag, wanneer die land se klokke stil is vir 3 dae lank. Volgens tradisie het al die klokke na Rome gevlieg om geseën te word deur die paus, en keer hulle eers weer op Sondag terug wanneer hulle met oorgawe die opstanding aankondig deur eiers, hoenders en hase, alles gemaak van sjokolade op die land te laat reën. Die kinders neem dan entoesiasties deel aan die skattejagte in die tuine op soek na nog presente wat die klokke vir hulle uit Rome saamgebring het. In Frankryk neem die paaseiers ook enorme proporsies aan, letterlik. In die dorp Haux bak 'n span chefs 'n enorme omelet wat genoeg is vir die dorp se 1000 inwoners. Laas jaar was die omelet 10 voet wyd en is 5211 eiers gebruik met 21 bottels olie, 55 kg spek en natuurlik mandjies vol uie en knoffel. Vir die laaste 30 jaar al word hierdie omeletfees gevier en party meen dit reik terug na die tyd van Napoleon, toe die generaal beveel het dat 'n groot eiergereg voorberei moes word vir sy soldate wat deur die dorpie sou reis. Duisende pelgrims en toeriste stroom elke jaar na Jerusalem om Paasfees saam te vier in Israel. Heilige kers en ander simbole word gebruik om die kruisiging en opstanding van Jesus te herdenk, terwyl verskeie toere deur die stad gereël word waarlangs mense loop om die lydingsweg te herdenk. Op Paasondag in Italië deel familielede eiers onder mekaar uit. En dikwels is daar verrassings binne die eiervormige geskenke vir mekaar. Daarna eet hulle breakfast van salami, eiers, kaaskoek en 'n tradisionele gereg genoem colomba, 'n soetkoek met amandels en versuikerde vrugte. En die dag na Paasfees gaan almal see toe vir piknik en word daar lamsvleis, boontjies en geurende skaapmelk kaas geëet. In die Tsjechiese Republiek word Paasfees nie meer gesien as 'n kerklike fees nie. Dit is meer 'n verwelkoming van die lente, 'n geleentheid vir families om saam te eet of kulturele funksies saam by te woon. Kermisse word op baie plekke gehou, terwyl pragtige handgeverfde eiers verkoop word. Amerika het ook sy eie mengsel van Paasfees tradisies vanuit baie lande. Die kinders word gewoonlik wakker met die verwagting dat die paashaas vir hulle allerlei mandjies vol lekkers oornag gelos het. Skattejagte word geloods om te soek na gekleurde eiers binne en buite die huis. Die kind wat die meeste eiers vind, wen 'n prys.
Skattejagte word op die grasperke van die Withuis geloods vir die kinders sedert 1878, terwyl die president die paashaas moet vermaak en besig hou, gevolg deur stories wat aan die kinders vertel word. Sjokolade en soetgoed is aan die orde van die dag, veral M&M's, jellyboontjies, Cadbury mini-eiers, roomgevulde eiers, sjokoladehase, Reese's grondmoontjie bottereiers en Hershey's miniatuureiers, alles toegedraai in kleurvolle papier. Saam met die kerklike tradisies van ander lande vier die Ire ook die koms van die lente met 'n dagbreekdans, 'n visbegrafnis en 'n koekdans, wat terugreik na hulle Celtiese geskiedenis en tradisies uit Tuka se dae. In Poland word die tafels pragtig gedek met gekleurde eiers, koue vleise, worse en hamme, allerhande koeke en soetkoekies met sentraal in die middel 'n lam wat van suiker gemaak is. Die lam is ter herinnering van Jesus wat as die lam van God vir ons geslag is. Geen rook word toegelaat nie en die kos word koud geëet. Om 'n gekookte eier met een van jou familielede te deel, is deel van hulle eeueoue tradisie. Op Paasmaandag moet jy ligloop in Poland, want dan word meisies besprinkel met heilige water deur die jong manne, as 'n ritueel om die romanse aan te wakker. Spoedig ontaard het egter in 'n watergeveg tot vermaak van oud en jonk. Ouers steek gekleurde eiers weg in hulle huise in Brasilië, die aand voor Paasfees, sodat die kinders op Paasondag daarna kan gaan soek. Hulle is verskillende groottes, maar almal gemaak van sjokolade. Die mense in Engeland vier ook Paasfees met die eet van hot cross buns, wat die kruis symboliseer. Sjokolade-eiers of sjokoladehase word aan mekaar geskenk as simbole van nuwe lewe, terwyl klein eiertjies in die huise en tuine weggesteek word waarna die kinders dan moet gaan soek. En kinders verf patrone op eiers en eet dan vrugtekoek met marsipaan. 11 balletjies marsipaan is op die koek ter herinnering aan Jesus se disippels wat oorgebly het nadat Judas hulle verlaat het. In Swede word Paasfees gevier met groot kampvure wat aangesteek word op die berge en in kerkerwe om Paasfees te vier. Op Paasondag trek die kinders soos hekse aan, wat dan in die strate rondloop om kaartjies en briefies te verruil vir lekkers, eiers en muntstukke. Vis is die hoofgereg op Paasondag, met verskillende soorte haring en salm op die menu, aangevul met geroosterde hamme en kase op die kantlyn. In Duitsland staan Paasfees bekend as Ostern. Dit gaan gepaard met 'n skoolvakansie van 3 weke. Oor Paasnaweek werk niemand nie, en dit word gesien as familietyd. Elke kind ontvang 'n mandjie met lekkernye en speelgoed, wat iewers in die tuin weggesteek word, waarna die kinders na kerk moet gaan soek. In die dorpie Saalveld word 'n boom trots versier met eiers. Vir die laaste 40 jaar het 'n familie 'n appelboom versier met gekleurde eiers wat vir 2 weke aan die boom hang. Verlede jaar is 9800 eiers aan die boom gehang, almal met die hand geverf in landskaptonele en party versier met fyn kant en borduurwerk. Semana Santa en Pascua is 2 feeste wat gevier word in Mexico. Die ene is vir die hele week van Palmsondag tot Paassaterdag en die ander van Opstandingssondag tot die volgende Saterdag. Selfs die jonges neem deel aan die publieke passiespele in die strate van Mexico tydens die Paasnaweek. Suid-Afrika het ook verskeie tradisies. Paasnaweek is 'n vakansietyd vir baie mense, word gevier met paaseiers of paashase van sjokolade wat oral te koop is. In Kaapstad is daar selfs 'n reuse paashaas gebou vir die geleentheid. Dis dikwels ook die tyd van die Two Oceans Marathon in Kaapstad, waaraan duisende mense deelneem. In Durban is daar 'n groot branderplank-kompetisie oor Paasnaweek aan die gang. Dis natuurlik lekker familietyd en boerewors en braaivleis is die inding orals. Die Paasnaweek verkeer is natuurlik iets afgryseliks elke jaar, soos duisende mense see toe stroom of vakansieoorde gaan besoek om weg te kom van mense. In Jordanië vier die Christene Paasfees deur soos een man op te trek kerk toe, waarin die boodskap van Jesus se kruisiging en opstanding deur die Christene gevier word.
In Pakistan word die kerke streng bewaak teen aanvalle deur moslems, terwyl die Christene saamtrek om saam die Here te loof vir wat hy vir ons kom doen het. In Baghdad word die kerk ook deur die polisie bewaak teen ekstremiste, wat Christene probeer aanval tydens hulle Paasfeesvierings. Dit is ook die tyd wat die Irakese Christene passiespel opvoer in die kerk om die verlossing van Jesus te herdenk met sy oorwinning oor die dood. Die Grieks-ortodokse kerk op die eiland Korfu in Griekeland het 'n unieke tradisie waarin mense op hulle balkonne staan op Paasondag en aan watergevulde kleipotte en kruike laat stikkend val. Die antieke tradisie van pottebreek reik terug na die dae van die Fenisiërs, wat ou potte en ander huishoudelike items by hulle huise se vensters uitgegooi het om die nuwe jaar te verwelkom. In die publieke kusstroke van Guyana en die Karibiese eilande word op Paasnaweek duisende kleurvolle vleuers die lug ingestuur. Vleuers word net oor Paasnaweek gevlieg. Enige ander tyd van die jaar sou mense daaroor frons. Die feestyd word deur duisende bygewoon wat hulle tuisgemaakte vleuers die hoogte instuur terwyl hulle hot cross buns eet. 10 dae lank word Paasfees gevier in Peru, met rituele, danse, musiek, markte en selfs bulle wat deur die strate hardloop. Snags is daar vuurwerkvertonings. Op Paasondag word 12 tradisionele geregte geëet, waarvan die gunsteling chiruchu genoem word, 'n mengsel van gedroogde koring en vrugte saam met geroosterde speenvark afgewas met chica bier. In Ecuador word Paasfees gevier in vreemde optogte waarin vermomde mense deelneem. Die rooi geklede gemaskerde optogte is ook deel van die Spaanse tradisie in die dorpie Zamora. 52 verskillende gemaskerde broederbonde organiseer parades in die strate vir 24 uur lang, gepaard met blomme, danse en soetkoekies. Duisende gelowiges van die Ethiopiese ortodokse kerk neem jaarliks deel aan die vlammende optogte in die ou deel van Jerusalem, ter viering van Jesus se opstanding. Die vurige seremonie word al vir die laaste 1200 jaar gevolg. Die katholieke Christene en die landse voodoo-aanbidders vier Goeie Vrydag saam op die berg Calvary Miracle Mountain, waar hulle smeek vir persoonlike wonderwerke soos 'n visa na Amerika, geld om hulle huur mee te betaal, goeie gesondheid of 'n beter werk. Die jaarlikse pelgrimstog lok duisende mense van dwars oor die eiland op soek na 'n beter lewe. Die paus het die gewoonte om 'n voetwasseremonie te loods by die St. John's Basilica in Rome tydens Paasfees met ernstige seremonies en 'n nagmaal. Besoekers aan Libanon word getrakteer met versierde strate, winkels en restaurante gevul met hasies, sjokolade, geverfde eiers en selfs lewendige kuikens. Goeie Vrydag gaan absoluut almal kerk toe, waarna hulle vasgebreek word met 'n fees van lam en baie eiers. Die Skotte vat Paasfees nie te ernstig op nie, maar die hoogtepunt vir hulle is die paaseiers. Die Paasondag word mandjies vol geverfde eiers na die parke geneem waar dit dan op die grasbedekte heuwels en grasperke afgerol word. En alhoewel dit 'n heerlike speletjie vir die kinders is dit ook ter herinnering van die klip wat voor die graf van Jesus weggerol word om sy opstanding mee aan te kondig. Kanada bied die tuiste aan die wêreld se grootste paaseier in Vegreville, Alberta, wat in 1975 opgerig is deur intrekkers uit die Oekraïne. Die eier is 'n simbool van lewe, voorspoed, lang lewe en goeie geluk. Die godsdienstiges het kerk toe gegaan terwyl die res van die land die lente gevier het met hase en eiers. Santa beland in 'n skoorsteen en kry dan die haas aan die sitkamer. Why do I get the feeling I'm falling behind, dink hy. So, hoekom vier ons Paasfees? As gelowiges is die sterwe en opstanding van Jesus van groot belang. Baie van ons dra kruisies om die nek, of het kruisie teen die muur in die huis ter herinnering van Jesus se offer. Ek wonder of ons nie dalk te min maak van sy opstanding nie. As dit nie vir die opstanding was nie, was daar nie vandag 'n Christendom nie. Hoekom is die opstanding van Jesus so belangrik? Wat maak dit saak? Dit demonstreer die ongelooflike krag en mag van God,
Nie net het hy mag om die wêreld te skep nie, maar ook die mag om lewe te gee en ons uit die dood op te wek. Die opstanding van Jesus is ook 'n getuienis dat mense weer opgewek gaan word. Jesus sê ons sal ook uit die dood opstaan. Alle ander godsdienstige leiers het in die graf geëindig en daar gebly. Jesus was die uitsondering. Die graf kon hom nie hou nie en hy leef vandag. In 1 Korintiërs 15 skryf Paulus oor hoekom die opstanding van Jesus so belangrik was. As daar geen opstanding was nie, sou die prediking oor Jesus sinneloos gewees het. Geloof in Jesus sou hopeloos wees. Al die ooggetuies van destyds sou leenaars wees. Niemand sou van sy sonde gered word nie. En al die gelowiges sou vergaan het. En die Christene sou die treurigste spul mense op aarde gewees het. Maar Jesus het uit die dood opgestaan en ons verseker dat ons hom daarin sou volg. Die godsdienstige leiers van destyds kon dit net nie aanvaar dat Jesus was wie hy gesê het hy is nie. Hy is ter dood veroordeel omdat hy met gesag gepraat het en homself die seun van God genoem het. Die opstanding was 'n groot verleentheid vir die godsdienstleiers en hulle het alles in die stryd gewerp om dit toe te smeer. En Matteus 28 vertel vir ons die storie. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die gouverneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is.
Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Daar is 4 groot argumente wat skeptici het teen die opstanding van Jesus en dit probeer wegverklaar. Die eerste een is die hallusinasieteorie. Hallusinasie is wanneer jou persepsie van die realiteit versteur word deur 'n afwyking in die senuweestelsel of onder invloed van dwelms. Hulle beweer dat die disippels van Jesus net 'n hallusinasie van Jesus gehad het en dat hy weer lewe. Hulle senuwees was gedaan. Die kritici meen dat dit onmoontlik is dat Jesus weer kon opstaan uit die dood. In Korintiërs 15, die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook het hy begrawe is en God hom op die 3de dag opgewek het, soos in die skrif staan. Verder het hy aan Petrus verskyn het en daarna ook aan die 12 apostels. Daarna het hy aan meer as 500 van sy volgelinge tegelyk verskyn. Van hulle leef die meeste nou nog, maar party is reeds dood. Die probleem met die teorie is dat hallusinasies van dieselfde ding nie kan voorkom vir 500 mense tegelykertyd nie. Jesus het aan meer as 500 mense verskyn en dis onmoontlik dat almal dieselfde hallusinasies sou kon hê. Dit sou 'n wonderwerk kos, iets waaraan kritici nie wil glo nie. Die tweede een is die beswymingsteorie. What do you mean that wasn't you who said good morning? Die beswymingsteorie is gebaseer op die idee dat Jesus gedeeltelik bewusteloos was, in 'n beswyming en nie dood nie. Dit is egter onmoontlik dat Jesus die kruisiging kon oorleef. Die gekruisigdes sterf dikwels omdat hulle versmoor en nie kan asem kry nie. Die gewoonte was om die oorlewendes se bene te breek sodat hulle nie meer hulle self kan opstoot om asem te kry nie. Maar toe hulle soldate by Jesus kom, was hy egter reeds dood. Om dubbel seker te maak, het die Romeinse soldaat vir Jesus met sy spies in sy sy deurboor en bloed en water het uitgestroom. As hy nog nie dood was weens versmoring nie, sou hy nou dood gebly het. En selfs al was Jesus amper dood, sou hy nie in staat wees om die klip voor die graf weg te rol nie. Nie in sy verswakte toestand nie, en ook nie met 'n hele afdeling Romeinse wagte wat die graf van buite af verseel het nie. Die derde teorie is die samensweringsteorie. It's a conspiracy. Dis 'n samenswering van Jesus se volgelinge om sy woorde waar te probeer maak. Watter motief sou die disippels gehad het om so 'n storie saam te flans nadat Jesus uit die dood opgestaan het? En die eerste gelowiges is gehaat, verwerp, vervolg, in die tronk gegooi, gemartel, gekruisig, met olie gesmeer en op brandstapels verbrand, hulle is onthoof, oopgesny en vir leeu's gegooi. Anders as die martelare wat hulle self opblaas in naam van Islam om dood te gaan vir wat hulle glo die waarheid is, het die disippels van Jesus gesterf vir wat hulle as ooggetuies eerstehands ervaar en gesien het. Sou hulle vrywillig gesterf het vir 'n leuen wat hulle self opgemaak het? Dan kry jy die mite-teorie. Die teorie beweer dat die hele storie oor die opstanding van Jesus maar net 'n storie is, wat opgemaak is deur die disippels, en later het mense begin glo dat dit waar moet wees. As die opstanding wel 'n mite was, hoekom sou die skeppers daarvan vir Maria Magdalena as die eerste getuie gekies het? Vroue is destyds gesien as blote besittings en tweede klas burgers. Hoekom sou die skeppers van die sogenaamde mite iemand kies wat geen aansien en geloofwaardigheid gehad het nie, en wat deur niemand geglo sou word nie? Nie een van die 4 teorieë hou water nie. Die enigste een wat sin maak is die Christenteorie. Die Christen geloof. Die Bybel sê dat Jesus God is en dat hy na die aarde gekom het in menslike vorm. Sy sending was om te sterf aan die kruis en vir die hele wêreld se sondes, om almal te red wat in hom glo. Ons almal ken die bekende vers van Johannes 3 vers 16. Dis God se motivering hoekom Jesus moes kom. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het vir verskeie jare op 'n sendingstasie in Zululand gewerk op die Maketini vlakte. Die Zulu kultuur het my baie dinge geleer wat ek nooit geweet het nie.
Een daarvan is om die lewe nie te ernstig op te vat nie. 'n Ander is om die lewe wat ek het te waardeer terwyl ek kan. As deel van die Zulu groet, wanneer hulle mekaar raakloop op die vlakte word daar gevra, lewe jy? Vir ons westerse ore klink dit so 'n bietjie laf. Natuurlik kan ek sien dat die ander persoon nog lewe en asemhaal. Maar wat eintlik vra is, lewe jy so waar nog? In 'n kultuur waar 'n slang jou kan pik, 'n krokodil jou kan vang, malaria jou kan plat trek of 'n tsotsie jou met 'n panga kan bykom, is elke dag 'n dag van genade en verrassing. Lewe jy nog? Ja, ek lewe. Gates and doors were barred, and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness, rose at every sound, half in hopeless sorrow, half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. Just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle, voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told us where she'd been. She said, they've moved him in the night, none of us knows where. The stone's been rolled away, now his body isn't there. We both ran toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone in the empty tomb, just the way that Mary said. But the winding sheet they'd wrapped him in was just an empty shell. How or where they'd taken him was more than I could tell. Something strange had happened there, but just what, I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. 'Cause when at last it came to choices, I denied I knew his name. Even if he was alive, it wouldn't be the same. Suddenly the air was filled with strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. Jesus stood before me with his arms held open wide. I fell down on my knees and just clung to him and cried. He raised me to my feet, and as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt and my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted into peace. He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive. He's alive. He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive. He's alive. He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive. He's alive. He's alive.
Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the King. Don't be afraid. I am with you every day till the end of time. Kom ons bid saam. Here, ek nooi U in my lewe in om werk te maak van hierdie terrein vir my lewe. Selfs al weet niemand anders daarvan nie, U weet. Ek nooi U om U opstandingskrag daarin los te laat, my vry te maak. Ek gee die beheer in U hande oor. Laat U opstandingskrag deurbreek in hierdie donker kol van my lewe. Ek is nog dood hier binne. Ek vra U om U lewe in my los te laat, die wonder van lewe te laat gebeur. Ek wil waarlik lewe, verdryf die donkerte in my lewe en bring U lig daarin. U opstandingslig. Dankie Jesus. Amen.